Vriende, ek gaan so vinnig by Psalm 14 lees nadat ek gebid het en dan redelik 'n paar keer in Romeine 3. Ek gaan so vinnige draaitjie maak in Romeine 7 en dan weer in Romeine 7 en Romeine 3 en dan heel laaste Filippense 7, Romeine 7 weer, Efesiërs 1, Filippense 1, Kolossense 1. So net so 'n paar versies daar aanhaal hier op die einde. Goed, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. O Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Vader, dankie dat ons hierdie gebed kan begin met ons Vader in die hemele. En dat dit sê dat U om ons is. Deur die Gees is U hier. Ons gebede het nie nodig om ligjare ver te trek om iewers in die hemel uit te kom nie. U is reeds hier. En U weet, U hoor. U is naby. Here, ons vra dat U deur die woord met ons sal praat. Ons vra dat U lig sal bring in ons binnekant. Ons vra, Here, dat U vir ons sal meer en meer maak soos U. Ja, Here, dat ons nie net die koninkryk sal soek nie, maar dat die koninkryk in ons lewens sal kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan so 'n bietjie rad oorsit vanmôre. Toe ek so standaard 9 matriek was, miskien in eerste, tweede jaar ook, onthou ek was aan Bloemfontein en ek het baie keer in Figart Park se kerk ingesluip aan die agterkant te gaan sit en dan so gesit en na die dominee sit en kyk. En partykeer was dit dominee Barlow en partykeer was dit dominee Koos en dan het ek so na hulle sit en kyk en dan het ek baie keer net gewonder, baie keer maar net gedink. Mens kom nie altyd kerk toe met die hoogste geestelike haai nie. Baie keer dan stap mense in en partykeer stap baie mense in en eintlik is hulle hier, maar hulle is hier met 'n klomp vrae, met 'n klomp vraagtekens. Ek begin vanmôre 'n bietjie anders. Ek begin so 'n bietjie by ons toestand. So, jy sal nou verstaan waar ek die verse kry waarmee ek besig is. Psalm 14. Die dwaas dink, daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles wat hulle doen. Dwaase mense vernietig alles. Rian, jy sal maar moet stel, hier's 'n weergalming daar hoog. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk die Here van die mense deur, om te sien of daar een verstandige is. Een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Vriende, Paulus verduidelik so 'n bietjie verder, as hy hier in Romeine, jy kan maar gerus af en toe so Romeine begin lees van hoofstuk 1 af. Want in Romeine raak dit duidelik dat God alles geskep het, maar dat God kwaad is. Romeine 1 sê dit duidelik. 1 vers 18, God openbaar van die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Nou, dis baie maklik om onsself dadelik aan die goeie kant te gooi. Dis baie maklik om te sê, o nee, ek is nie deel van daai mense nie. Ek is nie deel van die mense wat
God se geregtigheid onderdruk deur my menswees en deur die maniere wat ek doen en deur die manier wat ek leef nie. Maar dan kom ons by hoofstuk 3 en dan haal Paulus hierdie selfde Psalm 14 aan, maar hy gaan ook verder. Daar is nie een wat regverdig is nie, hoofstuk 3, hier middel van vers 10. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hul tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede ken hulle nie, of die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, ekskuus. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. Die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar ons baie vinnig geherprogrammeer word. En dis nie moeilik om dit te verduidelik nie, want meeste mense het of Netflix of Prime of wat is die ander klomp, een is nou af van die lig af. Maar almal van ons, of het nog DStv, en ons word net gestroom met allerhande sieninge en allerhande maniere, dan nie eers te praat van al die apps op fone waar kinders heeltyd besig is om te skrol, en groot mense en ou mense self. As mens dink kinders is verslaaf aan fone, baie keer dan sien mens by ou mense, hulle is nou eers verslaaf, want dit gaan net heeltyd op die foon, en dis net besig met die foon die hele tyd. Maar onderliggend aan dit wat ons sit en kyk, word dit goed vir ons gesê, oor en oor. Klink die volgende bekend? Klink dit reg? Geluk is of word gevind in die volgende goed. Geluk word gevind in besittings. Ferrari het hierdie week hulle eerste volle elektriese motor uitgebring. Die Ferrari mense is so 'n bietjie kwaad vir hulle, want hulle voel dit lyk glad nie soos die ou Ferraris nie. Hulle het gebreek met hoe Ferrari altyd gelyk het. Dit het nie daai tradisie van Ferrari oorgedra in hoe die voertuig lyk nie. Party ouens wou seker maar net nie 'n elektriese voertuig gehad het nie, maar Ferrari se aandele het geval hierdie week. Hulle aandelepryse is redelik af. Dit is so 12 miljoen vir die Ferrari volle elektriese motor. Maar ons word heeltyd vertel besittings. As dit nie 'n motor is nie, dan is dit 'n huisie by die see, of 'n huis in 'n gesiene woonbuurt. As dit nie dit is nie, is dit sekere klere wat ons dra. Besittings. Wat jy aan het, wat jy koop, wat jy besit. Geluk is te vind in besittings. Ons stem miskien nie saam nie, vriende, maar hoeveel van ons dink tog maar so af en toe, as ek nou daai 100 miljoen gewen het, dan sal ek darm. Nou as jy daai vir jouself sê, dan is jy heel moontlik om te dink dat besittings bring geluk. Ander sê nee, dis nie besittings nie, ervarings. Ervarings is die belangrike ding. En dan in die wêreld waar ons al hoe meer begin leef, sê nee, bekendheid. Ek het sommer nou die laaste tyd so klompie goed gekyk. Ek dink op Netflix, onder andere van Kevin Hart, en hy sê altyd, een van hierdie
komediante. Hy sê altyd, almal wil bekend wees, maar niemand wil die werk doen om bekend te wees nie. Dis sy sê ding. So bekendheid is 'n ding. Mense werk, hulle werk vir aantal followers, hulle werk want as jou bekendheid groot genoeg geraak het, dan kry jy geld. Dan kan jy redelik lekker lewe. So dat jong mense besluit het, geluk is bekendheid, maak seker sin, dis die wêreld waarin ons leef. Jy moet soveel kry so vinnig as moontlik. Dis die ander sê ding, of die ander gesegde, of die ander reël waarvolgens ons leef. Kry soveel so vinnig as moontlik. Ek praat 'n tydjie terug met iemand wat in die skeepswese is. Hy's 'n skeepskaptein en hulle werk op die see. En toe sê hy, in Noorwe werk dit so, daai manne sê vir mekaar, as jy op 35 nie kan aftree nie, dan het jy nie mooi gewerk met jou geld nie. Ons kry genoeg dat hulle op 35 kan aftree vir die res van hulle lewens. Kry soveel, so vinnig as moontlik, 'n reël vir die lewe. Sekuriteit word gevind in geld, mag, bekendheid, likes, followers. Sekuriteit word gevind in status, in gesondheid. Klink dit bekend? Is dit reg? Wallace soek die volgende. Jaag plesier, gemak, gerief, aansien raak. En as jy verder in hierdie denkstroom gaan, kort voor lank, dan sal jy ook die ding begin hoor, of dit gesê word, of nie regtig gesê word nie, maar jy begin dit agterkom met tyd, dat God en Godpraatjies is eintlik maar redelik irrelevant vir die dag tot dag. As jy wil Godpraatjies maak, my ou, regtig, daar's belangriker goed. Godpraatjies is nog alles goed en wel, maar dit hoort Sondag aan die kerk. Hier gaan dit oor geld maak, hier gaan dit oor tyd, effektiwiteit, hier gaan dit oor die realiteit van die lewe. God en sy, asseblief. God en Jesus is redelik irrelevant geraak. Christendom is een van baie gelowe. So as ouens dan nou wel in die gesprek met jou gaan 'n hele paar vir jou sê, so, wat maak jou geloof so anders? En by die laaste synode het dit baie duidelik geraak dat daardie denkstroom al baie erg in die NG Kerk ingeklim het, want daar was NG dominees wat 'n stuk ingedien het by die vorige synode, wat vir ons moet laat erken dat Christendom nie die enigste pad na die ewigheid is nie. Die enigste pad na die hemel nie. Daar was 'n stuk, dis nie aanvaar nie, maar dit was deel van die algemene synode se boek. Hierdie lewe op aarde is al wat daar is. Vriende, as een van hierdie goed vir jou begin voel, maar dis ek daai, dan is jy heel moontlik in jou Christendom nie waar jy moet wees nie. Want elkeen van daai goed wat ek gesê het, as dit jou filosofie is, as dit die beginsels is waarvoor ons jy lewe, en dis al, dan is dit gevaarlik. Hoekom? Paulus sê daar in Romeine 7, wee my, hoe gaan ek van hierdie doodsbestaan weggeruk word? Vriende, hierdie sinnetjies, elkeen van hulle wat ek gekry het ek net so vinnig vertaal, maar ek het gou weer vanoggend Pieter Scazzero se boek gaan uitdruk, en gou na die 10 geestelike sondes of geestelike siektes wat daar bestaan, want hier in hoofstuk 2 dan sê hy, die volgende is siektes van gelowiges. Hy praat nie eers met ongelowiges nie, hy praat met gelowige mense en dan sê hy, ouens, die geloof werk nie. Hierdie geloof wat ons besig is mee, ons is besig om of 'n supergeestelikheid te dryf, of 'n super emosionele gesondheid, maar ons is nie besig om die twee bymekaar te bring nie. En dan begin Pieter Scazzero bietjie ingaan, en dan begin praat oor 'n klomp goed. En dis snaaks, soos ek daai 10 goed gelees het, toe kom ek agter, die helfte van die 10 goed het onderliggend 'n stuk oneerlikheid. Ek het gesê, voor as jy ingestap het, ek gaan die ratte so 'n bietjie oorsit vanmôre. Hoekom?
Kom ons raak brutaal eerlik. Kom ons raak rou eerlik. Wie ken julle wat Christendom reg gekry het? In jou hele lewe. Wie ken u wat dit reg gekry het om die perfekte Christen te wees? Ek ken niemand. Hoor my wat ek sê. As jy hierdie prentjie het van hoe lyk die perfekte Christen? Hoe lyk die perfekte Christenpad? Ek ken niemand. Ek ken nie een mens wat dit vir my maklik laat lyk het nie. Ek ken nie 'n dominee of 'n lidmaat wat ek langs die pad ontmoet het en gesê het, maar oom dit was vir my die ultimate voorbeeld. Want oom dit het daar begin en hy het sy goede uitgesort. Jy weet, voor die tyd was hy so groot sondaar en hy het sy goed uitgesort, want dis altyd die paadjie wat mense loop. Hulle wil voor in die kerk kom staan en dis hoekom ons dit nie doen as NG Kerk nie. Ons doen nie confessionals hier voor die gemeente nie. Hoekom nie? Want ons maak nie van mense heroes nie, want môre val hy weer. Ek by my vorige gemeente was daar 'n hele klomp keer ouens wat my aangevat het. Hoekom mag hierdie ou wat nou tot bekering gekom het, hoekom mag hy nie voor in die kerk gaan staan nie? En dan 'n jaar later, dan sê ek vir die ou, en nou? As ons hom nou 'n jaar later, 'n jaar terug daar laat staan het, en hierdie gemors wat nou gebeur het, het gebeur, waar was ons dan nou? O ja, nee, ek verstaan dominee. Ons doen dit nie, vriende, omdat daar 'n stuk erkenning is, dat ons is sondige mense, en ek ken nie een ou, wat in sy lewe 'n sondaar was, die lig gesien het, tot bekering gekom het, sy lewe voor God neergelê het, en aan die einde van sy lewe het hy amen, dankie Jesus gesê, en doep, daar is hy weg hemel toe, en ek is seker, hy gaan net, ek ken nie een mens nie. Vriende, as ons brutaal eerlik wil wees, hierdie ding wat ons bely, hierdie geloof wat ons bely, ons wat hier sit as Christene, ons het gekies, ons is oortuig dat Christendom die pad is. En 'n klomp van die goed wat ek vir julle gelees het, is dadelik vir, nee, daai is te ver. Maar ons kan nie een wegkom dat van die goed wat ek vir ons gelees het, ons kan nou hier sit en sê, dis nie so nie, maar laat geld my wêreld in die rond te draai. 90% van ons gaan sê, ja. Dink ek, dat as ek soveel miljoen in die bank het, as ek die dag aftree, is ek veilig? Ja. Party ons is slimmer, as sê hulle, nee, jy is nog nie veilig as jy dit doen nie, jy moet dit en dit en dit en dit en dit, oké, dan is jy veilig. Dis 'n leuen. Hier is iemand in die gemeente, en hy werk ook met geld, so jammer vir die ou wat dit is, as jy weet van wie ek praat, maar hy sê altyd een ding, hy sê mense is bekommerd oor dit en dat en die kinders en al die goede, en dan kry hulle 'n lewensgevaarlike siekte, en dan is hulle bekommerd oor net een ding, hulle gesondheid. Al hierdie goed pla vir ons, maar die dag as ons regtig siek raak, dan worry ons oor net een ding, ons wil gesond wees. Dit bring bietjie goed in perspektief. Vriende, ek ken nie een mens, nie een Christen, wat sy lewe lank van 0 na hero gegaan het nie. Dit moet vir ons iets sê. Die Christenpad is nie daai tipe pad waar jy inkom, die ou model word afgehaal, die nuwe model word ingesit en jy is reg en dan gaan jy. Ons is nie soos vliegtye wat perfek moet wees voor hy toegelaat word om sy eerste vlug te vat nie. Ons is gered, ja. En hier is die moeilikste konsep in geloof. En daar's 'n baie mooi Latyn term, dit help nie ek sê dit vir ons nie, want mense vergeet dit onmiddellik, en dan sukkel jy, o ja, die dominee het daarin gesê, en dit help nie, ek probeer vir iets leer wat mense nie eers verstaan nie. In Afrikaans vertaal beteken dit, die alreeds, maar die nog nie.
Dis die moeilikste ding van ons geloof. Hoekom? Want as jy vir my as teoloog kom vra, het Jesus die volle prys aan die kruis betaal, dan sê ek vir jou, hy het dit alreeds gedoen, ja, voluit. Het Christus die Satan aan die kruis verslaan, dan sê ek vir jou as gelowige en as teoloog, 100% Satan is aan die kruis verslaan. Is Christus die koning van alle konings, dan sê ek vir jou 100%, hy is die koning van alle konings, alle mag in hemel en op aarde is aan hom gegee, maar daar is ook 'n nog nie. En dan vra jy maar, wat is die nog nie? Dan sê ek, die duiwel het nog tyd. Daar sal 'n dag kom, die dag van Christus, die dag van die fees van Christus, wanneer alle mag aan Christus gegee word, wanneer die duiwel en die dood finaal verslaan word, wanneer alles onder die Here se voete is, en dan sê die Bybel, sal hy hierdie geskenk vat en dit aan die Vader opdra en sê, Vader, hier is dit. Ons is in die nog nie. Christus het al hierdie goed gedoen, Christus het my verlos, Christus het my sondes verlos, Christus het my die wete gegee en die ticket gegee om hemel toe te gaan. Dit het die Here klaar by die kruis gedoen. En baie van ons ouer mense sukkel nie mee as hulle vra vir hom, maar Dominee, hoe kan 'n mens weet jy kan hemel toe gaan? Daar's 'n klomp verse, daar's 'n klomp stukkies wat jy bymekaar moet sit en dan kan jy weet, vriende, hoekom? Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor Christus wat hy gedoen het aan die kruis en ons moet dit verstaan. Ja, voor dit moet ons verstaan dat ek sy verlossing nodig het, dat ek 'n sondaar is wat op pad is hemel toe. Die moeilik van geloof is, nou verlos hy my totaal, ek gaan eendag hemel toe as ek doodgaan, maar is ek volmaak? Nee. Het ek ophou sukkel met, en dan kan ons die lys noem? Nee. Dis die moeilik van geloof. In diensopleiding. Jy is ten volle, maar jy gaan misluk vir die res van jou lewe. Jy gaan nooit op die plek kom waar jy sê, nou het ek 100% reg gekry. Jy gaan nooit daar kom nie. Jy gaan sondig en vergifnis vra, en sondig en vergifnis vra. En in die proses miskien 'n bietjie groei, en dan gaan jy weer sondig en vergifnis vra. Ou Suster Mary het vir ons gesê, ouens, as jy enigstens gedink het, dis kom tot bekering, groei in jou geloof, sterf, gaan na die Here toe, dan het jy 'n vetfout gemaak. Jesus het ook met sy lewe vir ons iets kom verduidelik. Word gebore, groei, ontwikkel, begin ly, sterf, opstanding, groei, ontwikkel, wonderlik, probleme, ly, sukkel, val, sukkel, sterf 'n volgende dood, opstanding, lewe, groei. Haar woorde was iets cyclical, iets siklies. Dit is siklies. Die geloofslewe is 'n sirkel van herontdek, nuwe lewe, 'n hergeboorte as te ware, groei, lyding, sukkel, mislukking, sterf 'n volgende dood, opstanding, groei, ontwikkel, groei, lyding, misluk, sterf. Vriende, hierdie siklus het 'n geneigtheid om gelowiges moedeloos te maak. Daar kom tye in ons geloof wat dit vir my voel, jy's so intens besig om te probeer om die Here ten volle te dien en jy bly maar net misluk. Dis asof ons hierdie geloofsgoed vat en ons probeer druk dit in ons binnekant in en daar's tye wat dit vir ons voel, okay, nou sit dit sit. Wow, en ek voel sommer of dit my verlig en vir my krag gee en ek voel Christen. En dan die volgende oomblik af voel ons, dit begin val uit en dan val dit uit. Ander kere gebeur dit so stelselmatig dat jy in 'n oggend opstaan of op 'n dag of op 'n tyd net agterkom, iets is fout. Ander kere is dit duidelik, ons sukkel net om by die Here uit te kom.
Wanneer laas het ek regtig gesit en bid en met die Here kontak gemaak? Want baie ouens sal nog vir 'n lang tyd aangaan op 'n halfe momentum van toe dit goed gegaan het. En hulle sukkel en hulle wil nie erken dat hulle sukkel nie, maar hulle gaan nog aan en hulle lees en hulle bid. Maar as jy regtig vir hulle vra, wanneer laas het jy en die Here kontak gehad? Daai gebedssessie of daai stilte tyd wanneer jy daar opstaan en jy weet, ek en die Here het vandag gepraat. Wanneer laas? Dan sal party mense vir jou sê, nog nooit. Anders sal vir jou sê, lanklaas. 'n Paar gelukkiges sal vir jou sê vanoggend. Of gister. Of ek moet vir julle sê wat gebeur het. Vriende, ek kry die idee dat die geloofslewe is hierdie pad van getrou wees en leer. En soms moet ons deur stiltes gaan. Daar's die pragtigste dagstukkie wat ek in 'n ou boekie ontdek het. En ek en my meisiekind het baie daaroor gepraat. En dit gaan oor leer om in geloof te leef. Leer om te vertrou dat dit wat die Here vir ons sê die waarheid is. En dan sê die ou oomie of tannie, ek kan nie onthou watter een het geskryf het nie, dit is so 3 mense wat die boekie geskryf het. Dan sê die persoon, die Here gaan in jou geloofslewe lang tye van stilte inbring. Want jy moet leer dat die Here getrou is, al praat hy nie elke oomblik met jou nie. En dan begin verduidelik hulle vir jou, wat sou geloof en leer om te leef in geloof gewees het, as die Here elke oomblik as jy gevra het, geantwoord het. Hoe sou ons geloofslewe gewees het, as ons iets wil hê en ons gaan na die Here toe en ons vra, ons het ons resepie, ons het ons manier, ons gaan in 'n sekere kamer in, of ons trek 'n sekere ding aan, maak nie saak hoe dit sou werk nie, maar as ons op 'n sekere plek gekom het, ons het al die gimmicks gedoen, ons het al die rituele gedoen, ons het onsself voorberei, of het was dalk makliker, dalk het die Here vir ons 'n knoppie gegee, wat jy net kon aan en af sit, tiks, sit hom aan, tjings, daar is die konneksie gemaak, ons het vol sein, yes. Liewe Here, my ou motortjie, is nou regtig aan sy einde, kan nie vir my 'n nuwe motor voorsien. Liewe Here, wag daar, ek hoor iets by die hek, hol jy uit, daar staan die ou daar vir die hek, skus, delivery, die Here het vir jou motor. Hoe sou ons lewens gewees het as dit die pad met die Here was? Elke keer wanneer ons kom en ons vra iets, dan is dit net 'n kwessie van tyd. Hoe sou geloof gewees het as daar hierdie gesegde was van, so wanneer het jy gevra, hoe lank is jy al op die wagtyd? Dit vat net 3 dae. Die Here sal binne die eerste 2 dae vir jou voorsien. Dit sou 'n lewe sonder geloof gewees het. Die waarheid is, daar kom tye wat ons vra en vra vir jare. En die Here antwoord nooit. Of hy antwoord nee. Of hy antwoord wag. Of jy weet nooit dat hy geantwoord het nie. Jy bly vra dieselfde ding. Geloof is sukkel. Hoekom? As ons gaan teruggrawe in die Bybel, dan raak dit baie duidelik dat God het die mens geskep en ons was geestelike wesens gewees. Ons was in kontak met God. Ons het Adam en Eva het in die tuin saam met God gewandel. Daar was geen spasie, geen skeiding tussen die mens en God nie. Daar was vrye toegang tussen mens en God. En die mens en God was as te ware naby aan mekaar. Oop konneksie tussen ons. Geen hindernisse nie. En toe kom die sondeval en onmiddellik begin die mens wegkruip. En van daar af is dit afdraande pad. En dit vat nie lank nie. Die eerste 6 hoofstukke in die Bybel bevat al die sonde wat ooit daarna weer sou gebeur. Net 6 hoofstukke. Dus die mens totaal en al in sy glorie, in sy kas in. 6 hoofstukke. Toe die sonde homself ten volle uitgespeel. Soveel so dat God die aarde gaan vernietig, enkel is vat en oor begin. Vriende, en nooit weer is ons hierdie geestelike wesens wat so naby God is nie. So nou is ons wesens wat eens op 'n tyd geestelik was. En is 'n klomp filosofie en goed wat eintlik sê, nee, ons is nog steeds gode, ons moet dit net glo. Of
nee man, dis nie so moeilik nie. Die hele beeld van God is nie in jou vernietig nie. Jy het nog steeds 'n groot goeie deel in jou. Die woord van God praat nie so nie en ons belydenisskrifte praat glad nie so oor die mens nie. Die belydenisskrifte, as jy dit gaan ontleed, het 'n baie negatiewe siening van die gelowige en van die mens. Hoekom? Hy het 'n negatiewe mensbeeld. Wat bedoel ek daarmee? Dat die mens is totaal sondig. Die mens is totaal sondig. En een van daardie verse is Romeine 3, wat dit kom sê. Almal het afgedwaal, almal se mond is 'n oop graf. Die dood kom uit hulle monde uit. Hulle bedoelinge is sleg. Hulle voete is vinnig om bloed te vergeld. Hulle laat 'n spoor van verwoesting agter. Hulle ken die pad van vrede nie. Daar is nie een nie, selfs nie een wat regverdig is nie. So waar is ons toestand voor God? Ons is totaal en al verlore. Maar nou het 'n vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete al getuig het in die verlede, in werking getree. Romeine 3 vers 21. Dit is 'n vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. So vriende, ons is totale oopgrafte. Ons het al hierdie gewoontes, ons het al hierdie maniere. Nou kom Christus en hier kom 'n verlossing waarvoor ons niks gedoen het nie. Ons moet dit glo en ons moet bewus wees van ons sondige toestand. Dis al wat dit vra. En dit word ons deel. Dit word vir ons gegee. Almal het gesondig, vers 23, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Niemand het meer die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. Vriende, is ons vrygespreek? 100%. Het die Here vir al my sondes gesterf? Die Here het vir al jou sondes gesterf wat jy gedoen het, wat jou ouers gedoen het, wat in jou geslagte was, wat jy gedoen het van die eerste oomblik af, maar jy moet ook onthou, jy is in sonde gebore, so daar sonde wat jy nie eers gedoen het nie, wat op jou rekening is. Jy's 'n sondige wese, want ma en pa was sondig, so daar's nog daai sondigheid, wat nie eers goed is wat jy gedoen het nie. Dit alles het Christus vergewe. Hy het vergewe wat jy gedoen het tot nou toe. Hy het vergewe wat jy alles nog gaan doen. Hy het vir jou sondes gesterf. Hy het gesorg dat jy eendag kan hemel toe gaan. En hulle wat dit glo, is besig, sê Paulus, om hulle self voor te berei om meer en meer soos Christus te word. Hulle wat hierdie waarheid vat. So vriende, wat kom sê ek vir u? Die Here het jou totaal vrygekoop. Hy het jou sondes vergewe, wees bly daaroor. Probleem is, jy het nog nie 'n duim verander nie. Jy's nog dieselfde sondige dinge. Ja, die skuld is weggevat. Die Here het die sonde las wat dit saamgekom het, die gevolg, die rekening wat daarmee saamgekom het, die Here kom optel en gesê, my liewe kind, ek gaan dit betaal, maar ek en jy het nog 'n paadjie om te stap. En dis hoekom ek geen Christen ken wat die perfekte Christenlewe geleef het nie. Want van daar af is die Here met ons besig en ons is 'n klomp sondaars. Paulus gaan 4 hoofstukke aan. Hy verduidelik hierdie hele geloof vir 4 hoofstukke. Al kom hy by hoofstuk 7 vers 21 tot 24. Wat sê hy oor homself? Wee my sondige mens. Wat is Paulus besig om te sê? Ek probeer my beste, maar ek val nog steeds. Kom ek lees daai verse vir u. Romeine 7 vers 21 tot 24. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Paulus. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Vriende, as jy verder grawe, dan kom jy agter, wat sê Paulus hier?
Ouens, ons is nou alreeds, die Here het al jou sondes vergewe en ons is nou nog nie. En jy gaan die res van jou lewe in hierdie nog nie wees en jy gaan sukkel en dit gaan moeilik wees en jou goeie gaan uit jou uitval elke kort. Maar hier is 'n geloofspad. Moenie hoop verloor nie. Moenie ophou nie. Hoekom? Want dis nie jy wat dit begin het nie. Dis nie jy wat besluit het jy gaan hierdie pad stap nie. Nee my vriende, daar's 'n paar verse wat jy moet saamvat. Eerste een, Efesiërs 1. God het voor die skepping van die wêreld besluit, jy gaan deel wees van hierdie proses. God het besluit dat jy gaan van die mense wees wat in hierdie toutrekkery, sukkel bestaan, wat kan ons dit noem? Hierdie onvolmaakte Christendom leef. Jy gaan een van die mense wees wat gekies word om dit te doen. Efesiërs 1, ek lees daar vir ons vers 5 en 6. In sy liefde het hy volgens sy genadige beskikking ons ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Waarvan praat hy? Voor die skepping van die wêreld, gaan lees vers 4 ook. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in sy geliefde vrylik aan ons geskenk het. As jy net die volgende boek in die Bybel lees, ook die eerste paar verse, hoofstuk 1 vers 6, Filippense. Ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, julle eindtyd sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Paulus skryf vir die Filippense, sê, ouens, moenie moed verloor nie, moenie ophou om hierdie stryd te stry nie, ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Volgende boek, ook hoofstuk 1, vers 5, kom ons lees gou wat daar staan. Paulus bemoedig die Kolossense, wat sê vir hulle, hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir julle in die hemel bewaar word, waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Hierdie hoop kom nie uit jouself nie, dit word in die hemel bewaar. Vriende, ek ken nie een gelowige wat dit reg gekry het, om perfek gelowige te wees van dag 1 tot dag 100, gesterf het en opgegaan het hemel toe nie. Ek het langs die pad wonderlike gelowiges ontmoet, en daai mense het vir my gesê, broer, geloof is 'n stryd. Geloof vat lank. Geloof is 'n val en opstaan pad. Van hulle het gesê, broer, mens raak soms moedeloos. Vriende, ek raak soms moedeloos. In my eie taal kan ek nie van die kansel af sê hoe ek soms voel nie. Maar ek raak soms keelvol op die lelike manier gesê. En wat ek net sit en wonder, Here, wanneer verloor jy nou moed met my? Here, hoe lank nou nog voor jy nou hierdie som gaan maak en besef, hierdie was 'n lost cause. Dominee of nie dominee nie, ons hierdie ene, nee wat. Dis hoe ek baie keer voel. En dan kruip ek maar terug Efesiërs 1 toe. Maar voor die skepping van die wêreld het die Here ons uitverkies om in hom te leef, onberispelik. Dan kruip ek maar Filippense 1 toe. Maar hy wat die goeie werk in jou begin het, Paulus sê, ek het volle vertroue dat Christus nie sal ophou, hy die goeie werk in jou begin, hy sal dit volvoer tot aan die einde toe. Vriende, dis die goed wat my weer maak teruggaan. Wat my weer maak terugkruip na die Here toe en sê, Here, help. Hoekom hierdie pad so sukkel bestaan moet wees, weet ek nie. Ek het wel 'n paar goed geleer langs die pad. Om eerlik te wees is beter. Ons is oneerlik oor 'n klomp goed en die grootste daarvan ons eie seer, ons eie wonde, ons eie emosionele
baggage wat ons saamdra. Voor ons nie daaroor eerlik raak nie, raak die wonde nie gesond wat maak dat ons hierdie goed doen nie. Raak die wonde nie gesond wat maak dat ons op 'n sekere manier optree of op 'n sekere manier verdedig of op 'n sekere manier aanval nie. Daai goed moet hanteer word en ons almal dra van dit rond. Ek het ook 'n paar pasoppe geleer. Pasop vir geloof wat supergoed is. Pasop vir die ou wat sê ek het die pad hier. Jy moet net dit en dit doen. Ons moet net dit uit die pad uitry. Jy moet net hierdie waarheid hoor, dan supergeloof. Daar bestaan nie so iets nie. Supergeloof, pas op vir hom. Want hy gaan vir jou op jou tande laat val. Want jy gaan net mooi dink jy is op die pad. En dan besef jy dit was 'n leuen. Pas op vir hoë oktaan tipe van geloof, jet fuel geloof. Vat maar eerder die parafin geloofie wat lank vat om aan die gang te kom, maar standhoudend vir jou op die pad vat. Vriende, maar altyd, as jy begin moed verloor, gaan terug en besef, hierdie hele ding het nie by my begin nie. Ek kan hom ook nie misluk nie. Hoekom nie? Want dis Christus. Ek het nie hemel toe gegaan op iets wat ek gedoen het nie. Ek gaan nooit hemel toe gaan op iets wat ek gedoen het, of hoe ek reg gekry het, of misluk het in my geloof nie. Ek gaan hemel toe, want Christus het reg gekry. Christus het in my plek. Dit is my getuie. Nie ek self nie. Amen. Ons hemelse Vader, Here Jesus, Here, ek kom bid vir elkeen wat hier sit. Want elkeen van ons is iewers op hierdie pad. Iewers tussen bekering en hemel toe gaan. Here, ons het soms aaklige oorwinnings. Ons het ander kere horribale, wonderlike vernietigings. Nederlaag. In hierdie pad val ons tande uit en staan soms wankelrig vir U. Maar dankie Here Jesus dat dit nie oor ons gaan nie. Dankie dat hoe ons Christen is eintlik maar 'n weerspieëling is van wat ons put uit dit wat U gedoen het. Hoe ons vashou in dit wat vir ons in die hemel bewaar word. En hoeveel hierdie goed ons trek en ons vorentoe stoot. Ek wil kom bid dat U in ons sal bou 'n geloofsmens, Here, wat meer en meer soos U lyk. Maar ek weet ook, ons weet nooit hoe ver daai werk is nie. Maar ek vra dat U sal doen wat nodig is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jy kry geleentheid om